geduld met jou gesin. En dit gaan oor die gesprek oor verdra vertragings met genade, want dan ons geduld beoefen, help dit ons om te floreer. Nou by die huis weet ons kan dit gebeur dat 'n huwelikspaar vasgevang in die gejaag van werk en verpligtinge voel dat gesprekke oor belangrike sake voortdurend as dit ware uitgestel word. Ons sal later daaraan aandag gee, ons is nou te moeg of ons is nou te besig. En net so kan 'n tiener vrae hê oor hulle toekoms, maar die antwoorde kom nie onmiddellik nie. Of ergens kan die gesinslede van mekaar begin verskil, en nou is daar 'n soort van 'n skietstilstand, maar daar is nie meer nabyheid nie. Het sy tussen kind en ouer, of kinders met mekaar, of ouers met mekaar. In elk geval, dit kan net 'n hele gemors wees in hierdie vasgevang wees van nie met mekaar kommunikeer nie. En hierdie stilte of vertragings kan baie frustrasie bring. Tog herinner Psalm 130 vers 5 ons dat vertroue in God se tydsberekening 'n ruimte kan skep waar gesprekke en oplossings kan groei. Ons moet net onthou, dis nie altyd volgens ons eie tydsberekening nie, en dit kan nie altyd geforseer word nie. Ons lees op Psalm 130 vers 5: Ek stel my vertroue in die Here, ek vertrou op hom, ek wag op die vervulling van sy woord. En hierdie teks help ons verstaan dat wag is nie 'n teken van passiwiteit nie. Dis 'n daad van geloof, dis 'n daad van vertroue. Ons leer God vertrou vir die regte geleentheid. Ons hou onsself en ons harte oop vir daardie regte geleentheid, sodat ons juis 'n noodsaaklike gesprek kan hê met mekaar, of ten minste die liefde kan aanwakker om mekaar te aanvaar vir wie ons is en wat ons vir mekaar beteken. Jou positiewe sielkunde wys dat geduld nie net persoonlike welstand bevorder nie, maar ook juis verhoudings verdiep. Schnitker beklemtoon dat geduld as 'n karaktersterkte versterk interpersoonlike bande en dit help ons om ander se frustrasies met groter begrip te hanteer. Nou alles daar nie elke dag tyd vir diep gesprekke nie, kan klein oomblikke van teenwoordigheid met mekaar baie kosbaar wees. Dalk net 'n kort aandete saam, dalk net 'n vriendelike WhatsApp prentjie wat ons vir mekaar stuur van bemoediging of iets anders wat ons vir mekaar doen. En dit help ons onthou, ons gee wel vir mekaar om. Ons is familie, ons gee om. En dit kos net geduld. En daarmee sal die Heilige Gees ons help, want die Heilige Gees se vrug is geduld. Wees net geduldig, leef geïnspireerd. Verdra vertragings met genade, het ons gesê, om te kan floreer. En vandag gesels ons oor geduldig wag op bevordering. By die werk waar jy maande lank jou beste gegee het en die verwagte e-pos of boodskap of bevordering of erkenning van sukses steeds nie arriveer nie, kan die stilte soos 'n baie swaar las voel. En hierdie wagtyd toets nie net jou geduld nie, dit toets ook jou karakter. Maar in plaas daarvan om toe te laat dat frustrasies oorneem, kan jy die vertraging sien as 'n geleentheid om jou vaardighede te slyp. Jy kan intussen iets aanleer, soos die rekord aanlyn kursus te voltooi of iets aan te leer via YouTube of een van die ander kanale wat 'n mens help met goed aanleer. Jy kan jou netwerk versterk. Jy kan 'n mentor raadpleeg vir waardevolle terugvoer en motivering. En so verander hierdie tyd van wag in 'n tyd van groei. Dink byvoorbeeld aan entrepreneurs wat in die tegnologiewêreld jare lank vat om hulle idee uit te rol en te laat deurbreek. En hulle sukses is meeste van die tyd nie die produk van onmiddellike beloning nie, maar van volgehoue inspanning en die vermoë om vertragings met hoop en vasberadenheid te verdra. Ander mense se negatiewe, nee, dit sal nie werk nie, laat hulle juis aanhou om die teendeel te bewys en dan uiteindelik te slaag. Ek sien in die positiewe sielkunde word beklemtoon dat geduld jou emosionele welstand versterk en jou help om stresvolle wagperiodes met groter veerkrag te hanteer. Ook die Bybel herinner ons in Klaagliedere 3 vers 25 en 26: Die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Of vandag terwyl jy wag op bevordering of een of ander mylpaal, is die geleentheid om die saad van geduld te plant of te saai. En die oes wat volg sal nie net 'n titel of 'n posisie of finansiële terugkeer wees nie,
maar 'n dieper karakter wat jou voorberei vir groter verantwoordelikheid en seën. Immers, wag ouers nie ook 9 maande op die geboorte van hulle baba nie? Hulle het wel 'n moontlike datum, maar ook hulle moet wag. Wag, jou tyd sal kom. Leef geïnspireerd.